good morning vanaf my Razan McKenzie en my twee op en wakker kollegas hier langs my, Pieter en Elsa. Ons hoop ons is op en wakker. Goeiemôre en natuurlik ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Thys, werk jou skerms vandag? Nee, ek dink hulle werk. Ons laat die tablet nie terugpraat, dit gaan alles mooi loop. Jy weet so ja, dit's lekker om hier te wees. Onthou, julle kan saam met ons gesels, stuur net vir ons 'n WhatsApp deur die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn. Dis skandeer. Baie lekker en goeiemôre, good morning ook van my kant af. Ek voel nie so op en wakker vanmôre nie. Ek weet nie wat gaan aan nie, maar okay. Hier is ek, want daar's baie wat ons oor kan gesels. Vandag en ook gaan gesels. Ons besoek 'n akademie in Pretoria waar spelers met gestremthede en verskillende gestremthede natuurlik ook bemag word. Ons kuier met die eerste Suid-Afrikaner wat die Annapurna bergspits in Nepal geklim het en die sanger Cordelia gesels oor haar Nights in Nashville toer. Lekker vol program. Absoluut, Baie soos lekker elke wees. oggend. Ek wil nou ons oggendpraatjies afskop deur vir julle 'n vraag te vra. Was enige van julle al 'n slagoffer van misdaad? Ja. Ja. Dit is maar ongelukkig die realiteit van die land wat nogal bietjie hartseer is, maar dit lyk asof Londeners nou die wet in hulle eie hande vat. So basies wat gebeur het, daar was 'n plasing op X op die 2de Mei waar jy sien hoe gryp 'n dief iemand se selfoon en na bewering, hy is toe platgeduik deur een of ander bystander wat daar was, wat hom so gerugby tackle het en daarna het iemand deur iemand se ouma in 'n nekgreep geplaas is. So dit is 'n rugby tackle en dan 'n nekgreep. Jy gaan nooit weer 'n foon steel nie. 'n neckroll penalty. Sy't geclean. So, my question is, if this is going to happen to you, we've got the video. Let's have a look at it and see what would your instinct be if this would happen to you. Ninja Oma, ja, maar as mense foon verloor, dit is so ongerieflik. So what are you doing in that situation instinctively? Let's say someone has smashed and grabbed you or just taken your phone. Wat is die eerste instinct waaraan jy Niksie, just call the granny. Staan stil en roep jou ouma. Dis mos altyd daai twee gevalle, fight of flight. Yes. Ek vlug gewoonlik, Ja. dink ek. Dis hartseer, ek dink mense wil nie betrokke raak nie. Ek het self al so storieetjie oorgekom wat hulle my in die middestad destyds ook van my selfoon beroof het en hoe ek ook agterna gehardloop en vir almal sê stop net of trip net die ou of niks gebeur nie. Almal staan net terug. Ja. En dan 'n ander keer by die Oudtshoorn Kunstefees destyds het so iets gebeur wat ek die ou was wat ook saam met 'n pel vir my ou Marnus het ons die mense getackle en ook gegreep. Ek gaan by die vrou sê ja, toe was dit ek, jy weet wat die selfoon gegryp het en gehardloop het. Ek kyk op iemand bystop. En jy, ja, nee, ek dink nogal ek sal veral vir my selfoon. Ek hou nie van ongerief in my lewe nie. My bankgoed is daarop, my alles. Jy moet net jou hele lewe is op daai klein dingetjie. So I don't think I would hesitate to, start running and maybe tackle the person, but it's not always safe. Dink jy dat ons nou op die stadium is waar ons amper onsself moet beskerm because there's no one else that's going to do it for us? Like, Ja, meeste van Ja, dit is maar so hoor. Ja, en dit is by Pieter aansluit. Ek bedoel so, okay, kom ons sê jy hardloop hom nou in en jy kry hom afgetrek en hy trek dalk 'n mes op jou of 'n geweer op jou. Onthou, daai is baie oulik want dit is nog in Londen en is die eerste wêreldsland, so die kans is jy weet skraal dat jy so iets sal kry. Maar in Suid-Afrika is dit amper 80 tot 90% kans dat daar wel 'n wapen betrokke sal wees. Ja, gelukkig, nee. So mens moet myself die selfoon laat gaan en maar net dink aan Just jou eie. frozen it, let it go man. Ja, self-preservation is key. Ja, maar jy sal nog altyd daai fighting spirit hê iewers. Absoluut. Ek het nog 'n vraag vir julle. Wie van julle het al gebou by die huis en 'n bietjie opknappingswerk gedoen of van voor af 'n huis gebou? Ja, so hier en daar opknappings, maar nie so 'n groot reno nie. Hoe besluit julle nou op die kleur van jou vloere of kry julle nou maar iemand in wat vir jou al daai binnenshuise versiering goedertjies doen? Ek is glad nie
ek dink nie ek het 'n kunstige brein nie. So my man is maar nou die persoon wat sal sê, "O, wat van hierdie?" Dan sal hy vir my 'n paar opsies gee en dan besluit ons op een. Maar ek sal nie onmiddellik 'n idee hê oor iets nie. Ja. Wel, ek moet nogal sê Amerikaanse TikToker het nou 'n videoetjie gemaak en hy het ook nou 'n plan van wat jy moet doen en hoe jy kan vloere kies en dis meer. Ek wil graag daardie videoetjie ook met julle deel vanmôre, net om te sien wat is hierdie man se plan. Kom ons loer. Ow! There we go. Wes, what are you doing? Let's see. No, definitely not. Wesley. Oh no. Babe, it's invisible there. Found it. The one you want. Yep. Daai gaan nie vir my werk nie. Wat het die ou gedink? Dit lyk vir my sy vrou verloor baie hare by die huis of iets. Dit is eintlik 'n verskriklike oulike video. Dit is so oulik. Hulle wil dit haar fyn beplan. Daar Hare kloof, veral wat jy weet. Voordat hulle Lyk hare meer vir my kloof, vir ja. hare gekloof. Hoe skerp is dit eintlik? Ja, dit is. Ek het nou nie reg daai probleem nie, maar ek of tuis nie. Maar ek dink dit is 'n oulike manier om jou teeltjie te kies, Ja. gebaseer op hoeveel hare daarop gaan uitval en waar jy die hare kan sien of nie kan sien nie. Gelukkig oorweeg hy nie nou nuwe vloere in die huis nie. Dis die eerste ding wat ek altyd seker maak, die vloer is klaar in en is klaar reg. Jy weet sodat ons nie daai probleem Maar dit is nogal interessant hoe 'n vloer en dan hulle noem dit deesdae ook mos 'n fokusmuur in 'n huis nogal 'n verskil kan maak. Ja. Eerder as wat 'n ou vroeë jare was, jy mos net gewoond aan al 4 mure is dieselfde kleur. Ja. Ek dink dit is regtig waar van vertrek tot vertrek ook. Jy weet, want elke vertrek het eintlik mos maar sy atmosfeer wat hy moet skep. So as jy so ook daarna kyk, jy weet, dan is dit nogal 'n fyn oog wat hy moet gebruik. Watter atmosfeer heers in julle huis, tuis? Dan wat se vertrek. Hoor jy en hoe dink jy sy Oudette reageer? Vrou lief daar by die huis, as jy een van haar hare moet uitruk. Jong, ek sal vanaand dit gou probeer en dan weet ek julle môreoggend. Ja, ek dink ek gaan 'n paar vertrekke moet oordoen. En interessant genoeg, ek dink donker vloere maak dit nie ook 'n vertrek partykeer kleiner voel nie Ja. of Ja. sit ek nou die pot mis? Nee, jy is heeltemal reg. En ligter klere maak hom weer groter voel. Maar ek dink deesdae is daar ook 'n toepassing vir alles, jy weet. So ek sal maar staat maak op 'n toepassing Ja. om my te help by die regte kleurskema. Ja, jy kan selfs nou, ek weet ons 'n verfhandelsmerk waar jy eintlik jou kamer dan afneem en dan klik jy net in watter kleur jy eintlik wil hê die mure moet wees en hoe dit gaan lyk en dan maak dit vir jou so 'n klein videoetjie oor hoe dit eintlik gaan lyk as jy klaar is met 'n spesifieke kleur. Yes, Dit is wonderlik wat tegnologie kan doen. Kunsmatige Beter as om iemand se hare uit hulle kop uit te trek in die Absoluut. hardeware-winkel. Die ou het seker met sy hare in sy hande gesit voordat hulle mos gaan vloere kies het. Besluit en nou maar net hy gaan nou hier so iets doen. En sy vrou daarin betrek by die keuse van die vloere wat hulle moes kies. Ja. Presies. Ja, dalk het jy 'n plan. Dalk het jy 'n plan om vloere te kies en 'n idee. Skandeer net die QR-kode daar op die skerm en laat weet vir ons deur middel van 'n WhatsApp. What's up, man? Nie die duimpie nie. Maar ons laat dit vir eers net daar. Jy kan ingeskakel bly want net hierna kuier ons verder en ek verwys elke dag na die eerste koppie koffie, maar ek hoop van harte dat dit nou al tyd is vir jou tweede koppie koffie. So bly ingeskakel vir die res van die program net hierna. Goeiemôre, good morning. Jy kuier lekker saam met ons.
Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning. Ons sit vanoggend se oggendpraatjies voort met 'n storie wat in van dese week se Business Tech verskyn het. Lydens hierdie berig wat my nogal bietjie ontstel. Die departement van basiese onderwys het bekend gemaak dat 464 openbare skole in Suid-Afrika glad nie wiskunde aanbied nie. Met die meeste in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Limpopo en die Wes-Kaap. So redes sluit in 'n tekort aan opgeleide onderwysers, beperkte hulpbronne, lae inskrywings en begrotingsbeperkings. Hoewel wiskunde 'n prioriteitsvak is, dit nie altyd moontlik vir skole om dit saam met wiskunde geletterdheid aan te bied nie, want daar is mos nou 'n verskil tussen die twee. Dit het nie in my dag nie, dit was of jy doen hoërgraad of standaardgraad wiskunde. So die departement sê dit werk aan verskeie ingrypings soos onderwysopleiding, maandvergaderings met provinsies en die aanmoediging van leerders om wiskunde te kies as vak. Because I don't think it's being made very kind of, like where kids actually want to do maths because they think maybe I'm not going to do well in the subject, so I might as well not take it. Toch, neem belangstelling af, slegs 34% van matrikulante het in 2023 wiskunde gekies, teenoor 46% in 2011, en baie slaag ook nie met die vereiste 60% om universiteitsprogramme soos ingenieurswese te volg nie. So, the minister has said, Minister Siviwe Kwagube, has warned that the decline in the country's kind of STEM subjects is actually quite worrying in terms of the development of South Africa as a whole. I think maths is quite important. I think it's something that kids should take, even just the math lit. Ja, en ek stem saam met die minister en ek het nou net besef daar's 'n verskil tussen my tyd en julle tyd, maar ons laat dit daar. Ai, what a bomb to drop. Maar vir julle met die kinders, sou julle tevrede wees daarmee as julle kinders se skole nie wiskunde as 'n vak aanbied nie? Ek dink dit is 'n absolute disaster. Jy weet, want nommer 1 is, ek dink daar moet nog steeds 'n opsie wees. So daar kan nie skole wees wat net eenvoudig glad nie wiskunde aanbied nie. Ek dink dat die opsie moet nog steeds sal wees. En tot 'n groot mate, ek dink ook, daar moet iets wees soos finansiële wiskunde. Soos byvoorbeeld dan om kinders te leer, wat is rentekoerse, hoe om 'n begroting op te stel, wat is 'n kredietkaart, wat is finansiering, wat is belasting. Jy weet, daai tipe van goeders. Ek dink dit is ook belangrik, want ek bedoel, ons het dan 'n bietjie daaroor gesels. Ek het nie wiskunde gevat met my vakkeuses, maar ek het tog in 'n finansiële rigting ingegaan. Dis baie interessant. So, en dit is nou weer eens daai interessante, maar as daar byvoorbeeld finansiële wiskunde was, het dit my dalk geprikkel. En dan terselfdertyd as jy gaan kyk, byvoorbeeld 60% van ingenieurswese is aanvaarbaar nou. Ek bedoel, dit gaan nie oor die wiskunde wat jy leer op wat soms skool nie. Dit gaan oor jou brein word al fiks om goeders te kan verwerk wat syfers het. So as jy ingenieurswese gaan swat, ek sê maar, dis 'n ou gebou moet gaan nou bou van 'n ingenieursperspektief af en hy het nie eens 50% vir wiskunde gehad en dan gaan hy 'n bietjie bekommerd raak. Nee, verseker. En dit is die ding wat jy sê, dit is die prikkeling van die brein. Like my son is mad about maths. He absolutely loves it. Myne ook. Because he practices it. And that's what we were told at school. Is you've got to practice it, you've got to get it all the time. Nou sê nou jy's by een van hierdie 464 openbare skole wat net wiskunde geletterdheid het and doesn't have the option of maths itself. And you could be really great at maths. And then you don't get that opportunity. Baie van die goed in hierdie openbare skole gaan oor geleenthede. En dan is daar kinders wat regtig kan uitblink, maar die geleenthede is net eenvoudig nie vir hulle daar nie. Maar nou, wat dink julle is die oplossing? Want ek meen, jy het nou self verwys na sommige onderwysers wat dalk nie bekwam is om die vak aan te bied nie. So, my vraag is, hoe gaan 'n mens daai balans herstel? Dit is baie moeilik, want as jy gaan kyk, jy weet, wiskunde is een probleem. Die ander probleem is natuurlik lees. Jy weet, daar's baie skole wat byvoorbeeld net op grondslagfase is, waar daar nie eens ordentlike lees aangebied kan word nie. So daai geletterdheid ook op 'n ander dag, jy weet, dan kom my kind byvoorbeeld op hoërskoolvlak, dan kan hulle sukkel om te lees, wat tog basies weet van wiskunde bykry. So ek dink ons onderwysdepartement oor 'n algeheel het nog 'n groot probleem, en hierdie statistiek is my skokkend. Dis eintlik onaanvaarbaar as jy so daarna kyk. I want to actually look at it this way. I don't know what I would prefer is rather have a teacher that admits to maybe their shortcomings and not being able to teach maths than someone who says, oh yeah, I am just a maths lit teacher, but I can try and teach maths. Like, I would rather actually have someone that says,
ek is 'n spesialis op wiskunde geletterdheid en nie wiskunde self as vak nie. Pieter, hou jy van om sommetjies te maak? Die eenvoudige vraag vir my, nee, ek hou nie daarvan om sommetjies te maak nie, maar die eenvoudige vraag is net, hoe het dit gebeur? Ek meen, hoekom het die standaard so afgegaan van hoeveel jaar terug? Ek dink as ons kyk, ons het laas jaar 'n storie gecover. Jy weet, die omstandighede van onderwys, nommer 1. Jy weet, nommer 2 is, jy weet, kry ons ordentlike onderwysers deur die stelsel op 'n jaarlikse basis, jy weet. So wat is die trekpleister vir jong matrikulante om onderwys te wil gaan swat? Jy weet, so waar's daai trekpleister? Want elke tweede wat so 'n matrikulant wat daar buite is, word gebrainwash. Hy kan 'n dokter word of hy moet 'n ingenieur word of hy moet dit of dat word. Dalk is daar van hulle wat graag onderwysers wil wees en juis kinders wil bemagtig en leer met hulle kennis en liefde vir wiskunde. So sekerlik hulle moet een of ander tyd wakker skrik om te sê maar ons tekortkominge is natuurlik verpleegsters en onderwysers en. So halfe top 10 van tekortkominge in Suid-Afrika. En dan moet hulle dit gaan boost. Ek bedoel free education vir daai en wat soms kossies en tertiary en verblyf alles en wat. Ja, dit gaan geld kos by 'n dag, maar dit moet iewers te begin. Ja, want it's hampering the development of the country. It really is. Want dit is dan die nagevolge daarvan. Ja. Ek bedoel, so daai kinders is die nagevolg van die volgende generasie. En dit gaan weer jare vat om gefiks te word. Nou ja, ons kan nog ure gesels hieroor. Ja. Daai oplossing van jou is regtig 'n baie goeie idee. Ek dink ons moet die minister van onderwys inkry vir onderhoud. Wat dink julle? Dan gooi ons nou dadelik. Sibiwe Kwagube, we are inviting you to come join us on Goeiemôre Good Morning anytime. Onthou julle kan ons volg op sosiale media by Goeiemôre Good Morning. Net hierna kyk ons na hoe Sportklub in Pretoria cricket inklusief maak. Sorry. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue, pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek jy ordentlik aan. Soek na my valleys en wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Welkom terug. Die Differently Abled Cricket Club is 'n akademie in Derdepoort, Pretoria, waar spelers met verskillende gestremdhede bemagtig word om nuwe vaardighede te leer. Ons het 'n bietjie by hulle gaan kuier. Kyk saam. In Derdepoort in Pretoria is daar 'n cricketklub waar die sport meer as net 'n spel is. By die Differently Abled Cricket Club kom mense met verskillende gestremdhede bymekaar om te bewys dat passie geen beperkings ken nie. Christo Pelser, voorsitter van Differently Abled Cricket Club, klub wat ons gestig het in 2016. Ons is nou in ons 9de jaar hierso. Ons het 3 spanne. Ons het 'n blinde span, 'n dowe span en dan ek noem dit 'n gemengde span wat fisies gestremde en dan geestelik gestremde spelers in het. Ons dowe span het laas jaar die 5de liga gewen
Hulle was die wenners, hulle het opgeskryf. Van die dowe spelers was 6 2 jaar terug in die Protea span. Hierdie jaar het ons 3 spelers in die Protea span gehad. Selfs met die blindes, daar's 3 4 spelers in die Protea span. So vir die klub, vir daai dit is 'n prestasie uit sy eie. As ek vir 'n ouer moet sê of praat met 'n ouer oor sport vir gestremdes, gee hom die geleentheid. Dis al wat dit gaan. Gee hom die geleentheid. Hy sê jy actually verbaas. Hy mag dalk net presteer daarin. Soos ons het sien is by die klub is hy tussen sy eie mense. So hulle eintlik hulle blom, as ek dit so kan stel. Die Differently Abled Cricket Club is meer as net 'n sportklub. Dit bied vir spelers die geleentheid om hulle passie vir sport uit te leef en deel te wees van 'n gemeenskap. My naam is Piet Williams. My seun is nou 21 jaar oud. Hy is deel van Differently Abled Club en ons het so 3-4 jaar terug het ons 'n plek gesoek vir hom. Want hy het rugby gespeel, maar hy's intellektueel gestremd. So het ons heel toevallig op Differently Abled se webblad afgekom en ja, dit is net hy het 'n sense of belonging nou. Hy het 'n plek wat hy huis noem, wat hy geniet dit so. My naam is Janus de Tooy. Ek is ondervoorsitter hier by die Differently Abled Cricket Club en ek is nou so betrokke hier so die afgelope 5 jaar. My seun is intellektueel gestremd en toe hy klaar is met skool, toe begin mens iets soek vir hom om hom besig te hou mee, want hy kan nie lees of skryf nie, hy sal nooit kan werk nie. Vandat hy hier begin deel word het en by die klub aangesluit het, hy het baie meer verantwoordelik geword. Sy hand-oog-koördinasie het net so baie verbeter, want hy's gesiggestremd ook, hy's swaksiende. Hy sien homself dat hy 'n doel het in die lewe. Hier word spelers soos spelers behandel. Afgesien van visueel gestremde spelers, word geen spesiale aanpassings aan die spel gemaak nie. Ons is 'n oop klub, so ons het gewone spelers, normale spelers as ek so kan stel, wat ook vir die klub speel, maar ons fokus is gestremde spelers. Ons is tans deel van die Titans Cricket Unie se liga. Ongelukkig daar is nie 'n gestremde liga nie. Ons is die enigste klub van sy soort in Suid-Afrika ongelukkig. So ons neem deel in die Titans ligas. So ons kompeteer teen jou normale klubs in Pretoria, soos jou TUT's, jou Pretoria's. Ons oefen gewoonlik donderdag. Ons begin so 4:30 en ons het ligte by die nette, so ons gaan tot laat tot die manne klaar is. Hier leer spelers ook wat dit beteken om hard te werk en wat dit beteken om deel van 'n span te wees. So net, wat like jy die meeste van die cricket? Bad. Like jy bad die meeste. Hoekom? Wanneer dit goed in bad. Ek goed in bad. En ook kan jy nie so baie rondhardloop nie, né? Ja. Een van die lekkerste dinge is om te sien hoe homself geniet. As die bal na hom toe kom, partykeer duik hy as hy nie moet duik nie. Partykeer gooi hy 'n bietjie links. Dis net regtig vir my lekker te sien hoe homself kan uitleef op die veld en homself kan wees. Dit is my seun Janus de Tooy. Hy is nou al betrokke die afgelope 5 jaar hier so by die klub. Wat is jou gunsteling deel van die cricket? Waarvan hou jy die meeste? Ek het 'n paar vriende hier en ek hou ook van batting en maak meer 'n bowler. En soos enige ander klub gaan dit oor spanbou en tradisies, soos die bakoond. Die bakoond werk is as 'n speler voor die kaptein opgaan of afgaan, dan basies staan ons almal in 'n ry binne die veld, dan moet hy deur ons bene kry, dan kry elkeen 'n hou. Net 'n hou op die bout. Net om hom nou te leer dat weet jy wat, daar is reëls en ons moet dit bykom, maar dit is net vir fun. Dit is maar net om die tradisies lewendig te hou. Die Differently Abled Cricket Club is enig in sy soort in Suid-Afrika en maak staat op ondersteuning van die gemeenskap. So ons doen maar ons eie fondsinsamelingsprojektjies om 'n veld soos hierdie in stand te hou. Dit kos ongelukkig geld. Ons het arbeiders wat ons gebruik om die veld vir ons voor te berei vir naweke. Ons het ook 'n privaat liga wat ons die veld dan vir hulle beskikbaar stel om op fondse in te versamel. Maar ons het 'n webblad op ons Facebook. Ons is actually strategies waar ons hier geleë is, FH Odendaal Hoërskool. Oor kan die pad het ons Transvalia, Sonitus, net hier agter het ons Via Nova wat gestremde skole is. Dit is kom ons strategies actually hier gevestig is, ons om daai skole nader te trek, om daai spelers in te trek om by die klub te wees. Dan nader ons gewoonlik besighede. Dit gaan nie altyd oor geld nie, dit gaan oor miskien 'n produk wat hulle vir ons kan gee. As ons argumente as ek nette gebruik, dan soek ons dalk staal, dan vra ons gewoonlik skenkings, donasies daarvoor. Die Differently Abled Cricket Club in Pretoria is 'n bewys van die blywende impak wat sport op jong mense het. En 'n herinnering aan almal dat as ons aanhou speel, ons kan aanhou droom en wen.
Beautiful insetsel. Dit is so inspirerend en daai bord reg voor hulle klub. We are not disabled, we are differently able. Dit gaan net en dit kom neer op wat ons nou eintlik vroeër in die program gesê het. Dit kom neer op geleenthede. As mense die geleenthede kry, kan hulle uitblink op enige manier. Of dit nou op die sportveld is, in die skool en wiskunde, dit maak net saak as jy 'n geleentheid kry dit om vasvat. En die woord sê dit ook, tyd en geleentheid. So eenvoudig soos dit. Jy weet, en ek dink as baie meer mense die tyd en geleentheid kan vat, veral met sulke inisiatiewe. Want daai kind voel soos wat daai coach sê, voel hy het 'n belonging. Okay, al het hy 'n disability, hy het 'n belonging. Dis so baie. Hy wil net gaan oefen, hy wil 'n paar balle rondgooi, hy wil kameraadskap hê. Jy kan soms sien daai kameraderie, jy's dit hulle beleef het onder mekaar en jy weet, skielik sien iemand my ook vir wie ek is. Presies. Sonder my tekortkominge wat 'n normale ou op straat dalk gehad het. Of dis dalk die kinders wat geboelie was op skool. Jy's vra 'n bietjie van die lekkerste ding is in die lewe. As iemand vir jou sê jy kan nie iets doen nie en jy doen dit. Ek wil sê daai is amper die lekkerste ding wat ooit moontlik is. En vir daai kinders dit te kan gun, maak my dag. Ja, lekker. Baie inspirerende storie. Ons soek nog van hulle. Baie inspirerend. Onthou, julle kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Ons is op Facebook, op Instagram, ons is ook op X. Daar is baie maniere om ons te gaan volg. En jy kan ook die program kyk op ons YouTube kanaal. Bly ingeskakel want net hierna bespreek ons geldsaake saam met die Iwe Tuis van Sail. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Jou geld verdien meer as net raaiwerk. Die raad wat jy volg kan immers jou toekoms bepaal. Tuis gesels nou met Rian Grobler van Everest Wealth oor hoe om die regte vennoot te kies om jou doelwitte te bereik. Dankie Elsa en natuurlik baie welkom Rian Grobler van Everest Wealth. Baie dankie, lekker om hier te wees. Dis reg. Voorregs myne. Ja, sê. Maar is Rian net so vinnig vir die kykers wat buite wat dalk nie weet nie, wie en wat is Everest Wealth? Ja, so Everest Wealth is al meer as 20 jaar aan die gang. Ons is in 2 verdeel. So ons het ons fondsbestuurslisensie wat onder 795 val, as ook ons advieslisensie wat onder 4945 val. So ons word in 2 verdeel, maar ook beide het ons fiduciêre dienste as ook korttermyndienste. So ons het spesialiste in korttermyn. So sou jy enigiets wil weet in jou korttermyn of 'n nuwe kwotasie wil aanvra, maak met ons kontak, maar ook in terme van enige advies wat ons vir jou kan bied, kan ons dan doen. En dan die belangrikste van alles is daai fondsbestuurslisensie
lisensie, daai kategorie 1, 2 en 2A lisensie, is die een wat belangrik is. En dit is natuurlik baie belangrik ook om regulatories dan basies weet aan hierdie vereistes te voldoen. Maar daar's baie kere ook natuurlik daai ding van onafhanklikheid. Dit is 'n makelaar wat sê ek is onafhanklik. Okay, maar wat is die verskil tussen 'n direkte adviseur en 'n onafhanklike adviseur? So kyk hier, daar's verskillende vorms van advies en soos wat jy sê, is direkte of 'n onafhanklike adviseur. So vir ons belangrik is 'n onafhanklike adviseur is 'n persoon wat jy kom na hom toe en jy sê vir hom luister, dit is my doelwitte, dis wat ek wil bereik. As hy net vir jou een produkhuis se produkte kan aanbied, so kom ons sê die Blouhuis, dan weet jy hy kan net dit doen. Waarby ons kan vir jou groen, blou, pink, oranje, enigiets in die mark wat daar betrokke is, kan ons vir jou aanbied. So ons gaan kyk wat eerste plek, wat is koste-effektief? Wat is jou behoefte en hoe kan ons jou portefeulje struktureer om sê, luister, ons hoef nie net vir jou die groen huis of die pers huis te gee nie. Ons kan vir jou alles al buite gee om seker te maak dit pas by jou portefeulje in, as ook die beste groei en die beste vir jou is. Ja, so baie kere verwys hulle ook na alternatief. So as jy byvoorbeeld na alternatief kyk, is dit op twee basisse waarvan jy praat. Alternatiewe advies en natuurlik alternatiewe fondssamenstellings. As jy gaan kyk na alternatiewe advies, hoe beoog julle dit of hoe benader julle dit? Kyk, ek dink ons grootste gedeelte in alternatiewe advies om te gaan sê, luister, go back to basics, maar kyk anders daarna. Hoe kan jy dieselfde instrumente wat enige adviseur al buite het gebruik, maar tot die voordeel van jou kliënt? So as jy 'n voorbeeld gebruik, sê weet jy wat, ja, ek sit 'n bedrag weg, maar ek gebruik nie daai rente nie. Plaas van dit net in 'n rekening te los, hoe vat ons dit en maak nog 'n belegging vir jou. So op die einde van die dag gaan kry daai sirkel effek om sê jou een belegging begin jou volgende een betaal, begin jou volgende een betaal en dit kos jou as belegger nie ekstra uit jou sak uit nie. So voordat jy jouself kry, sit jy met 3 of 4 beleggings wat jy net jou oorspronklike kom ons sê R1000 voor betaal het. En dit is om te gaan kyk, hoe kyk ons anders na dieselfde produkte as wat enigiemand vir jou het, maar tot die beste voordeel van jou as belegger. As jy byvoorbeeld kyk na alternatiewe advies, kan ek 'n anniteit byvoorbeeld vir my minderjarige kind uitneem en hoekom sal ek dit doen? So kyk, ja, jy kan. So ek is een van hulle, my dogtertjie is so amper 2 jaar oud en sy het 'n aftreeanniteit. Jy mag dit vir hulle uitneem. Ongelukkig gaan hulle nie belastingvoordeel kry nie want hulle werk nog nie. Maar jy kan dit doen en vir so min as R300 'n maand kan jy aftreeanniteit vir hulle skep. So nou om jouself 'n idee te gee, gaan doen gou vinnig jou eie sommetjie. R300 'n maand, die tyd wat daai kind 18 is sy omtrent 20, 30 jaar voor enigiemand anders. Wat 'n 30-jarige persoon ken jy wat reeds, kom ons sê R100,000 in sy aftreeanniteit het? Bitter min. Maar jou kind van 18 tot en met 20 tot 24 gaan daai bedrag hê. En nou vat jy saamgestelde rente tot daai kind eendag 65 is en aftree. Jy sit hom baie ver vorentoe. Ongelooflik ver vooruit in die lewe. En natuurlik hy kan ook daai kapitaal gebruik, jy weet tot op ouderdom 55 nie. 100%. En hy kan die premie oorneem, jy weet as hy dan nou volwasse genoeg is om dit te kan doen en dan kan hy belastingvoordeel. Ja, so kyk jou 2-potstelsel is tot hulle voordeel, maar dit is waar finansiële beplanning saam met jou kind in werking tree om sê luister, moenie aan daai geld raak nie want dan gaan wys jy verskil om te sê wat kos hy vandag teenoor of wat prys hy vandag teenoor 15 of 20 of 30 jaar, maar in die groter prentjie kan jy gaan sê luister, jy mag daai geld eers op 55 raak of sou jy emigreer en finansiële emigreer, dan kan ons daai geld vir jou losmaak. Maar anders as dit, het jy jou kind uitgesorteer vir die res van hulle lewe. Rian, mense wat klaar reeds afgetree is. Okay, so met ander woorde, hulle is inkomste-trekkende kliënte. Fondssamenstelling by Everest Wealth en volatiliteit bestuur. Hoe benader julle dit? Ja, ek dink ons belangrikste is en ons het al baie daaroor gepraat, om te sê luister, jy wil nie risiko vat op jou kapitaal nie. So hier wat ons nou gesien het wat markte onstabiel is die laaste tyd op af. As jou portefeulje nie reg saamgestel is in daardie aspek nie, dan gaan jy verloor. So nou sê ons weet jy dat jy wil nie elke liewe maand aandele verkoop om 'n inkomste te kry nie. Ja, een maand gaan jy 8 aandele moet verkoop om jou inkomste te kry, maar die volgende maand as die markte val moet jy 20, maar op 'n gelyktydige lynbasis oor 'n jaar. Wil jy nie onnodige aandele verkoop nie. So jou struktuur in jou portefeulje moet ongelooflik goed beplan word om seker te maak dat jy nie daai kapitaal verloor nie en om seker te maak, weet jy wat, jy het groeikapitaal en dan jy inkomstekapitaal en as jou portefeulje reg saamgestel is, behoort jy nie onder 10% per jaar te kry nie. Wel, dit is waarvoor julle staan by Everest Wealth is natuurlik om volatiliteit te bestuur. En ek dink julle doen dit ook baie goed soos wat dit van die oog af lyk. As 'n mens byvoorbeeld ook nou gaan kyk na ander aspekte soos byvoorbeeld volatiliteit wat op die markte is, maar daar's ook ander adviseurs daar buite wat natuurlik advies gee rondom wat ek oor die naweek gelees het, die FSCA baie sterk opgetree deur 'n sekere adviseur wat byvoorbeeld op sekere kategorieë advies gee wat jy nie mag doen nie, want op 'n ander dag kan kliënte finansiële verlies ly
as gevolg van daai sekere kategorieë. Wat is jou opinie daaroor? So kyk jy, ons moet altyd gaan seker maak en dit is waar jy as kliënt ook jou navorsing moet doen. So Google is jou best friend in hierdie saak, nie as jy 'n dokter moet sien nie, maar in hierdie saak, om te gaan kyk, is jou adviseur wel geakkrediteer? So as ons dit terugvat om sê, luister, as jy in 'n aftreeproduk is, kom ons sê lewenslaniteit, en daar is direkte aandele in daai lewenslaniteit, dan hoef die persoon nie 1.8 te hê nie, want hy gee nie direk advies op aandele nie. Maar as jy direkte aandele het, soos wat jy gister gepraat het, 'n REIT aandeel of wat ook al, en is 'n direkte aandeel, jy het 5 hierso, 3 hierso, en daai adviseur sê vir jou, ek sê verkoop 8 van die, 2 van die, en ons skuif daardie geld. Daai adviseur moet kategorie 1.8 hê wat aandele is by die FSCA. As dit nie het nie, tree hy teen die wet op. Dis waarvoor jy versigtig moet wees. So as hy in 'n ander portefeulje is of 'n aftreintheid, 'n lewenslaniteit of wat in 'n saamgestelde portefeulje, dan is hy veilig. Maar as hy direk vir jou sê, "Tuis, verkoop daai X aandeel, want vat daai paar rand en sit dit anders." En hy het nie 1.8 nie, tree hy teen die wet op en wees versigtig daarvoor. Ek weet dit is so belangrik, jy weet, om net 'n adviseur te kan kry wat natuurlik daai kundigheid het, maar net so vinnig in 30 sekondes as jy net vir die kykers al buite kan sê waar en hoe kan hulle met Everest Wealth kontak maak? Ja, so ons is enige plek op die webtuis, as jy net ons naam intik, daar's 'n vorm wat jy kan invul aan een van ons kundige dames of manne in die kantoor sal jou kontak, hoor wat jou behoefte en dan jou aan 'n geakkrediteerde adviseur voorstel, om dan te kan sê die adviseur kan jou help met wat ook al jy nodig het, of dit nou boedelstestamente, korttermyn of beleggings is. Ek gaan afsluit. Dankie Rian, baie passievol soos altyd. Elsa, oor na jou. Baie dankie Rian en Thys, Google is jou beste vriend. Nou net hierna gesels ons met die eerste Suid-Afrikaner om die Annapurna bergspits in Nepal te klim. Bly ingeskakel vir daai interessante gesprek net hierna.
6:42 op ons horlosie aan hierdie kant. Goeiemôre, good morning. Dis nou tyd vir jou sport en Arnold Geerts gesels met Warren Eva, 'n bergklimmer van Benoni wie onlangs geskiedenis gemaak het as die eerste Suid-Afrikaner om die gevreesde Annapurna bergspits in Nepal te klim. Goeiemorgen, good morning, good to have you with us. Warren Eva, good morning and nice to have you with us too. Thank you for your time this morning. When you go on these things, one of the figures you have to look at are the stats. And Annapurna has got a horrible stat when it comes to fatalities. Talk to us about that first. What is that figure on Annapurna? Arnold, thank you for having me and morning. Annapurna is the most dangerous mountain in the world, rated the most dangerous mountain in the world. And when we left, the stats were 33%. So for every 3 people that summit the mountain, 1 person would die trying. Doesn't that, when you leave, doesn't that absolutely overwhelm you? It's hard to ignore it, sure. And it's something you don't tell your mom. But it's also, you know, it's the mountain we wanted to climb, and I suppose you put that aside and say we're going to climb it as safely as possible. We're going to mitigate the risk as much as possible. The mountain dictates a lot. It's not you don't get to decide everything, but yes, it is in the back of your mind. It has to be, and probably one of the attractions too. When you say the mountain dictates what happens, just talk our viewers through that, because you have a certain window in the weather that you plan for. But things change so rapidly up there. Exactly that. So we go there with this ideal plan. We want to acclimatize. Of course, we're going very high. We need to let our bodies adapt to that altitude. It takes a certain amount of time. It takes a certain amount of rotations through the mountains. So we climb to the higher camps and we come back. So we have this nicely laid out plan, only to get there and the mountain will say, well, sorry, your weather window isn't going to be in 3 weeks. It's going to be in 10 days' time. So hurry up and get ready. Which is pretty much what happened to us on this expedition. And were your bodies effectively ready? Because you've got to do, as you were saying, you go to camp 1, stay there, come back down, camp 2, etc. And that normally, on the world's highest in the Himalayas, that's a 6-week process. Here you only had 10 days. So we were aiming for 2 months. That's what we thought it would take us to climb. And as you say, we only had about 10 days above base camp. Were we ready? Not even close. We were hoping to do 3 rotations to as high as camp 4 and back to base camp. So what you do is you go up to the higher camps, you give your body a bit of a shock, so to speak, and when you come back, your body then produces red blood cells, and that's what absorbs oxygen and puts it into your bloodstream. So we only went on, instead of 3 rotations, we only got 1 and only to camp 2. And then we had the weather prediction came into view, and we had a big storm coming in. So as we were doing our rotations, the wind over the summit was doing in excess of 100 kilometers an hour. So it was a place that you just couldn't go. And then we had a 12-hour window, which ended up extending to about 18 hours, where that jet stream wind moved off and the storm came in. And we had that little window to get to the summit and down. You keep talking about we. It was, of course, your partner, John Black, who, unfortunately, on the push up to the summit, decided, time out, I'm turning back. So John and I have been climbing since 2000. We did our first expedition. I was still in school, finishing up matric, bunked 3 weeks of school, went and climbed Kilimanjaro. And I actually don't know how I got there past my parents, but I did. And that was the bug bit, and we've been climbing together for 25 years. We've summited numerous mountains around the world together. It's been an absolute... Including K2? Including K2 a few years ago, which was the highlight of our career, I'd say. And it was actually the goal for many years to get to that point, to get to climb these 8,000-meter peaks safely. So to have him turn around was a sad moment for me. You know, we'd like to have done it together, but he made the right decision, and a very difficult decision. And it's a lot of what these mountains are about, and why the fatalities are as high as they are, because those decisions don't get made properly. Summit fever is what we talk about. Yeah. Just want that summit no matter what, get there, and the summit is only halfway. You still got to get down, and most of the accidents happen on the way down. You're tired, you're dehydrated, you've been going for 12, 15 hours, maybe longer. You're exhausted, not thinking straight. You've been at over 7,000, 8,000 meters for all those hours. Your brain is tired. You're just not able to keep yourself safe. So for John to have taken all that in, considered the situation, we hadn't acclimatized properly. Yeah. We were pushing the limit.
And with a number of those ideas in mind, or those tick boxes in mind, the risk profile is just too high. So he made the decision to turn around. Please give us an insight into what happens when you get into what climbers call the death zone, when you are past the 7,500, 8,000. What happens to your body, and as a result, what happens to your brain? So the biggest thing is once you go above Camp 3 on Annapurna, and normally above Camp 2 on other mountains, rescue is no longer possible. Helicopters can't fly that high, the air is too thin. The terrain makes it impossible for human rescue. People can't carry you or maneuver a body around. If you sit down in that snow and you decide you're not getting up, that's where you'll stay. That's it for generations to come. So you're going into a place where you have to keep yourself alive. You are responsible for keeping yourself moving. And as you go higher, above 7,500, into that death zone, above 8,000 meters, you're actually slowly dying. Your body cannot cope with the lack of oxygen. There's just not enough air to sustain life, and you're slowly sliding backwards. We're just guests in that thin air. You're there for the shortest possible period of time and get out. And that's really how we plan it, just to do a summit push, get to the top and back. And to stay up there for any extended period of time, you'll just deteriorate, not be coming down. I assume in one way it's actually quite anticlimactic getting to the top, as we see you behind us here with the flag, because it's a few minutes and then it's turn around and get off. It's exactly that. You think you're going to get up there, and everyone says, "How was the summit? How was the summit? How was the view?" But certainly I always get there thinking, "Yo, I've still got to get down. I've still got to go down all of that. I've got to get through those avalanche zones. I've got to go over those crevasses. I've got to get through all that dangerous stuff." So it is euphoric. I'd be lying if I didn't say that. It is a very special moment. I mean, everything's led up to this. The many months of preparation beforehand, the time off, the time away from family, the time away from work, all of the sacrifices made, not only then the physical sacrifices to get yourself, drag your body up to that altitude. So it is a special moment. The view is incredible. There's no doubt about that, but it is only halfway. So it does have that is always playing in the back of your mind. And I remember John and I got to the summit of K2, this 20-year dream, and we walked onto the summit together. And the first thing I said to him is, "Well done, let's just get down." We hadn't taken a photo yet or anything, and that's just an indication of how stressful that environment is. In that moment, knowing you still got to keep yourself. You're quite clearly a realist. Yeah. I do want to ask you this, and what struck me when I looked at your Facebook posts from there, and the communication this year was so good because you were able to have some very good comms. Did you send those pictures of you looking so positive and so good, thinking that your better half, Jana, and everyone else, friends and family, are going to be watching this? And did you make it look better than what it really was? Those places, every camp, every milestone you hit is just so beautiful that we actually do always take a moment just to enjoy it. And there is that moment. There is an opportunity to just stand there and take it all in. And I think we're quite good at doing that as well, making sure. So maybe I do stand a little bit taller, make it look a little bit more relaxed. But there are also the moments where it's not. There's moments where it's severe. And you're taking your body not only into the death zone, but you're taking it to the edge of what's humanly possible. The thought of taking the next step actually seems impossible, and you're convincing yourself to do it, yet you're still going to do it for the next 3 hours. My summit day took 19 hours from Camp 3 to Camp 3 on the back of the day before, where we had done 5 hours from Camp 2 to Camp 3. We then lay in the tent for 3 hours. So didn't really sleep, just had something to eat, tried to hydrate a little bit, and left at 7 o'clock in the evening, climbed right through the night for 19 hours to the summit. So haven't slept for 3 days. We're in temperatures of -40, -45, I guess, at near the summit. And when it's 3 o'clock in the morning, you haven't slept for the last 24, 30 hours, and you're at an altitude where there isn't enough oxygen for your body to generate heat, and it's -40, it's an intimidating place. What was one of the overriding thoughts that got you to put one foot in front of the other? If you sit here now in our beautiful warm studio and you think back, give me the one thought that got you to the top there. I count to 4.
and I think about pretty much nothing else. Obviously, I'm hoping for that summit, but I try very hard not to push to a point where, you know, that summit becomes a danger. So yes, I'm thinking I'm nearly there. I've only got a few more hours, you know. So and I just keep counting 1, 2, 3, 4, and if I can get 2 or 3 cycles of 4 before I have to rest, you know, I consider that a win. But climbing through the night, just looking forward to that sunrise. That's my goal, to climb through the night and just see that little red light come along the horizon. That's so we're so high and so far away that you can actually see the curve, and it's just a moment where you know, okay, the night is over, the daytime's coming, and that's going to bring with it its new energy, and that's really my goal. Lastly, it sounds like this is a spiritual experience too. Does it bring it closer? Does it bring you closer to your maker? Absolutely. I mean, these are it's a place that's hard to describe. You come back, when we were talking about it earlier, it's a place you come back with a totally different perspective. It's a very special place to be, and yeah, you really appreciate what we have and what we can do. I am a great admirer of you and John for the decision that he made. Warren, Eva, thank you so much for your time. Really appreciate it. And kudos to you for being the first South African ever on Annapurna. Well done. Arnold, thank you. Thanks for having me. Great pleasure to be here. Pieter, ja, ek weet nog nie of dit die soort van ding is wat mens sommer oormôre sal doen nie, maar miskien sal jy. Nee, wat hoog bo die wolke of diep onder in die aarde, ek los dit maar vir die mense soos Warren. Net hierna gesels ons met Frik van Heerden en hoor hoe hy jong mense help om hulle besighede te bou, en hy's ook 'n model. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. ACDC Express. Everything electrical. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
Goeiemôre, good morning is terug. Welkom terug. Frik van Heerden het bekendheid verwerf as 'n model en as meneer Suid-Afrika se 2023 naaswenner. Maar hy is ook 'n gerekende sakeman wat deur sy inisiatief Bank on You help om jong entrepreneurs te mentor. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, dis heerlik om hier met julle te wees. Frik, as mens kyk na jou sosiale media en jou Instagram veral, sien mens model, maar jy is eintlik 'n suksesvolle sakeman wat regtig 'n passie het vir entrepreneurskap. Waar het dit ontstaan, daai passie? Ek dink op skool, so as kind het ek al met varke geboer as in my hoërskool om ekstra geld in te kry. En daarvan af het ek net geleer, jy moet altyd bietjie buite die boks dink om te doen wat jy wil behaal. Dit was altyd ek het regtig geswat op potch. En dit was maar net te eenvoudig geweest. Ek kan nie elke dag na 'n hof toe gaan nie, so ek moet iets doen wat 'n bietjie challenge. So ek dink die entrepreneurskap kom daarvan uit dat jy altyd leer bou en groei op nuwe terreine. So dit het my geïnspireer, ja. Ek glo jy reg dit te eenvoudig was. Ja. Nee, nie dat dit te eenvoudig was, dit is net te daagliks dieselfde oor en oor, ja. Iets niets en opwindend. Nou, wat is van die belangrikste lesse wat jy vroeg in besigheid geleer het? Elke goeie idee wat jy dink jy het, is nie noodwendig 'n goeie idee nie. So dit gaan nie altyd werk nie. En ek het altyd daai storie gehoor van jy gaan hoeveel nee's kry tot jy 'n ja kry. En ek moet sê in besigheid leer jy dit vinnig, so jy moet nie daai motivering verloor om te bly doen waarna jy glo nie. So as jy dink is 'n goeie idee, al kry jy 99 nee's, iewers gaan jy 'n ja kry. So hou maar net aan. Frik, you've recently launched the Bank on You initiative. Can you take us through what exactly it is? So ek gaan dit nog steeds in Afrikaans doen. So Bank on You is 'n platform waar ons gesê het, okay, so ek wil in plaas daarvan om net vir myself heeltyd besighede te groei en te ontwikkel, is lekker om 'n bietjie terug te gee ook. En daar's soveel jong entrepreneurs daar buite wat nie die befondsing het of die inisiatiewe het of die leiding het om dit te kan 'n sukses te maak nie. So toe ons sê, okay, so ons vat die ervare span, ons gaan na hulle toe, hulle stuur hulle goed in en ons help hulle bou aan 'n plan wat ons seker kan maak hulle gaan suksesvol wees. So dit help altyd as jy iemand het wat 'n bietjie al ervaring is, bietjie deur die meele is. So Bank on You was letterlik vir my geskep om ander entrepreneurs te help om ook bietjie buite te gaan en hulle drome na te jaag. So is dit ook hoofsaaklik wat die idee vir hierdie inisiatief geïnspireer het? Ja, ek onthou toe ek begin het, was dit so moeilik want ek het nie befondsing gehad en niemand het in jou geglo nie. Ek wil hê as 'n kind jy staan alleen in hierdie wêreld dat jy nie regtig weet wat om te verwag nie. Jy ken nie, weet nie wat finansiële beplanning nie. Jy weet nie om te groei en te ontwikkel nie. Jy weet nie om sustainability te bou nie. So ek dink dit is net vir my 'n lekker platform om met mense te werk, jonger mense en of hulle ouer of jonger is, maak seker nie saak nie, maar om hulle te help om daai idee van die grond af te kry net 'n bietjie oor te dra op normale terme. Nou nie in besigheids, jy sit nie in 'n besigheidstudieklas saam met ons, jy sit saam met 'n algehele worldwide of algemene ervaring en hoe om daardeur te kom. So dis amper bietjie soos Shark Tank, like an ideas incubator, but then without the screaming and shouting, and a little bit of mentorship thrown in as well. Yes. So ons sou oorspronklik die 25ste April ons uitslae gelewer het vir wie ons het deurgesit na die volgende kategorie toe, maar ons het so baie aansoeke gekry en so baie goeie idees dat dit so moeilik is om deur te werk en te besluit wie nou gaan ons die terme verander en sê ons gaan meer mense deurlaat of gaan ons nou weer moet strenger wees en goeie idees weggooi omdat daar net nog 'n bietjie beter idees. Ons is nog bietjie besig om te knoei daaraan, maar ons sal dit binnekort deurgee. Wat was die kriteria en watter besigheidsidees maak jou opgewonde? Ek dink enige besigheidsidee wat jy self verstaan, maak my opgewonde en iets wat 'n algehele ding is. Ek het altyd gesê dit help nie wel die boek of die wiel reinvent nie. Iets wat algemeen prakties is. Jy moet iets gebruik wat alledaags gaan gebruik word deur mense, nie iets wat 'n niche produk is wat jy net 'n sekere kontraktermyn het nie. So altyd 'n goeie idee, iets wat jy self verstaan en waarin jy glo. So as jy daarin glo en jy kan dit aan my verkoop, dan is dit definitief vir my 'n goeie idee. Hoe moeilik is dit om jonger entrepreneurs te kry om te dink aan die langtermyn? Want mense kom, hulle is vuurvlam en hulle wil dit nou doen en hulle wil nou hulle produkte verkoop of hulle besigheid begin, maar daar is 'n langtermynplan en mense is nie altyd so geduldig nie. Dis baie moeilik, veral met die sosiale media van vandag. Ons het al hierdie TikTokers en Instagram mense wat altyd foto's post van is hierdie geld en hierdie karre en huise en dis 'n illusie van wat 'n regte entrepreneur is. Want dit kom nie oornag nie en dan ek dink baie mense raak gedemotiveerd omdat hulle dit nie oornag bereik nie, want hierdie oues
18 en hy is hierdie multimiljonair. Dit bedoel dis 'n absolute potsnot. So jy moet sustainably kan bou en ek bedoel jy moet daar volgens so daai oud, ja, hy maak dalk nou baie geld, maar gaan hy dit oor die langtermyn kan doen? So bou jy stadig, eenvoudig, kry 'n fondasie sterk, stewig en dan kan jy net ordentlik uitbou van daar af. Ras, ek is nou hopeloos te bang om ons besigheidsplanne om voor te lê. Maar ek wil tog vir jou vra, hoe verskil Bank on You van meer tradisionele beleggings of entrepreneursprogramme? Ek dink die ander of die meeste entrepreneursprogramme volgens my opinie, ek bedoel ek kan nie regtig vir hulle praat want ek het nie ingehele kennis oor hulle nie, maar Bank on You, ons gaan nie vir jou geld leen nie. So dis nie 'n lening en jy betaal ons terug nie, dis ons koop fisies in saam met jou 'n idee en ons help bou saam met jou 'n idee. So dis 'n werksaam projek in plaas van 'n betaal my terug projek. Ja, so dit is daai idee wat ek dink baie entrepreneurs regtig van kan leer van collaboration en samewerking met mense wat meer ervaring het of mense wat jou in 'n spesifieke rigting regtig kan help. En jy kan lei in 'n mate. Ek bedoel almal is as jy besigheid kry en jy kry nou 'n besigheidslening wat moeilik is vandag se dae, is dit so druk vir jou om daai geld te moet terugbetaal. Maar as jy mense het wat saam met jou bou, jy het nie nodig om te worry om dan die geld onmiddellik terug te betaal of sulke goeder sê jy kry mense wat jy kan saam bou en as jy oor 5 jaar besluit dis 'n helse sukses en jy wil ons nie meer daar hê nie, dan koop jy ons uit. Dit is maar eenvoudig hoe dit werk. Also ons gaan nie dis nie 'n geld leen program of iets soos dit nie, dis selfbefondsing. Nou terwyl jy na hierdie samewerkingsooreenkoms eintlik maar verwys. Hoe lank neem so 'n proses gemiddeld? Ek dink as jy 'n goeie besigheid kan vat, kan tussen 3 en 5 jaar vat eintlik om te sê jy het dit gemaak op die einde van die dag, maar ons is van plan om dit in die langtermyn te doen. Dit is nie vir ons 'n tydstip daarin nie, maar totdat die entrepreneur besluit of ek wil dalk wil hulle aanhou met ons, dalk wil hulle nie, dalk wil hulle verkoop, dan koop ons dit oor of daar's ander mense wat wil koop. So daar's altyd dis besigheid. So besigheid bou jy verkoop om jy beweeg aan jy bou 'n groter een. So raak jy ooit soos regtig passievol oor 'n spesifieke idee en dalk jou vennote sê, weet jy wat, nee, dit gaan nie so werk, maar jy sê, nee, hierdie gaan werk, dit gaan werk. Ek doen, en ek gewoonlik op die lang pad as ek ry, dan dis waar ek my idees kry, so lang pad, ek was nou in Dubai gewees vir 3 weke, so ek het vrydag teruggekom, so ek het baie tyd op die vliegtuig gehad om ook te dink, en dis waar my idees kom ek hier, dis ek, okay, ons moet A, B, C, D implementeer, as hulle sê, wow, okay, dis bietjie vinnig, as ek soos nee, hierdie, en dan, ja, dan werk ons maar so daardeur, en alle idees gaan nie altyd deur nie, wees moet ook realisties wees, en dan, so ja, ek dink ek is vinnig, ek is proaktief op goeders, en ek hou van implementeer, en ek hou van dit nou doen. Ek hou nie van wag nie, so ek is bietjie ongeduldig. Ja. Ek hou altyd van so 'n bietjie simboliek, en die naam Bank on You dra ook simboliese betekenis. Vertel ons net so 'n bietjie meer daarvan ook. So, gebaseer op die Shark Tank gedeelte wat jy nou genoem het daar, ek is 'n groot aanhanger van Shark Tank, en dis altyd lekker as jy kan staan en jy kan weet, iemand sê vir jou, ek bank on you, beteken nie net, ek bank on jou in terme van finansies, dit beteken ek bank on jou, so ek glo in jou. Ja. So ek doen meer as dit, ek gee my geld vir jou, ek glo in jou en ek gaan, as ek in jou ding glo saam met jou, gaan ek soveel meer harder werk om dit 'n sukses saam met jou te maak. So ek dink die hele bank on you konsep en die bank on you naam is so ferm en so, dit sê so baie in letterlik 3 woorde. Ja, jy het nou vroeër gepraat oor die proses, die inskrywings het die 25 April gesluit, maar julle is nog besig om uit te figure, gaan julle dit verleng. Wat is dan die volgende fase vir die entrepreneurs? So dan gaan ons hulle almal saam kry en dan sodat ek dubbelus te veel koffie gedrink daarvoor. Dan gaan ons hulle almal saam kry. Ons gaan 'n besigheidsopleidingskursus met hulle doen waar ons hulle sit en ons gaan hulle begin sif. Om te kyk, jy glo in jou idee, ons het in jou idee geglo en is saam met jou, dra hom vir ons oor. Hoe vinnig leer jy? Hoe vinnig verstaan jy? Snap jy die besigheidsterme? Snap jy om wat in die omgewing aangaan? Weet jy wat gaan in die nie net in die politiek nie, maar wat gaan in die algehele finansies van die land aan, weet jy waant om uit te brei, het jy 'n algehele business nou, is dit iets wat jy kan leer, of is dit bietjie moeilik, en dan, ja, so begin ons weer sif deur daai prosesse tot ons op die einde van die dag ons finale kandidaate kry. So die idee is die perd en die mense wat deurkom is die jockeys. Basies, jy moet net weet om daai perd deur te bring. Wat is jou wenke aan enige iemand wat miskien 'n besigheid wil begin? Begin klein. Dit is altyd, ons sal almal altyd die grootste, die beste al sê, maar begin klein, kry jou konsep reg, want enige konsep kan verander. Jy kan vandag besluit jy wil A doen, môre wil jy B ook doen. So maak seker A is altyd so aanpasbaar om B tot Z in te pas, maak nie saak wat jy doen nie. So hou dit eenvoudig, hou dit standvastig en groei stelselmatig. In watter industrie uit jou oogpunt sien jy die grootste potensiaal vir groei?
So obviously ek het self 'n finansiële dienste maatskappy ook. So finansiële dienste is 'n ongelooflike industrie om in te groei. Eiendomme is 'n goeie mark om in te groei en dan definitief ook algehele produkte soos ek weet nie kan ek sê wholesale trading, algehele besigheidsprodukte waar mense elke dag tot dag by jou moet koop, waar jy daai voete het en jy daai konstante kontantvloei. Dit is vir my een van die sterk industrie om in te groei. Ja. Dink jy daar's 'n toename in mense wat deesdae met hulle eie besigheid wil begin in vergelyking met vroeë jare miskien? Ek dink so in vroeë jare, ek onthou selfs toe ek vir my ouers sê ek gaan nou nie meer prokureur word, ek gaan nou 'n besigheidsman word, was dit baie van 'n skok want jy moet 'n graad hê, want jy moet standvastigheid hê, jy moet kan terugval op iets. So in die ouer dae dink ek was mense baie meer konservatief om kansse te vat as vandag se dae. Vandag se dae is dit okay, so ek vat 'n kans, as dit nie werk nie, dan is daar altyd plan B. Jy moet net altyd 'n plan B hê. So ek dink mense is definitief baie meer vandag se dae gereed om 'n besigheid te begin. Dit is alhoewel meer op 'n sideline in 'n begin. Deel van hulle werk wat ek ook altyd sal aanbeveel, begin om klein, soos ek sê, bou. Moenie net jou werk bedank en nou dink jy's nou hierdie fanfare entrepreneur en jy gaan die lewe nou konker nie. So hou dit standvastig en groei stelselmatig, maar ja, daar's definitief 'n toename dink ek in mense wat eie besighede wil doen. Ja, vinnig, wees geduldig. Wees geduldig. 'n Paar sekondes, ek wil net weet waar kan mense jou in die hande kry op sosiale media? Hulle kan my follow op Instagram, so ek is dis Frik V Heerden op Instagram, ons sal Bank on You se Instagram. Hulle kan my e-mail frik@rfgbrokers.org of hulle kan net 'n Facebook boodskap stuur. Ja, dankie Frik. Ons voel sommer baie geïnspireerd. Ons sal verder werk aan ons besigheidsplan. Miskien het jy ook een. Maak seker jy bly ingeskakel vir die res van die program net hierna.
Welcome back to Goeiemorgen, Good Morning. Despite their wild nature, feral cats still need a level of care and compassion. And we are now joined by Michelle Roth, the founder of Sandpaper Kisses, to talk about their work taking care of feral cat colonies in Centurion. Welcome to Goeiemorgen, Good Morning, Michelle. Thank you so much for having us. What led you to start Sandpaper Kisses? We actually started off as a fundraising charity, raising funds for special needs and feral cats. And we went out with a couple of people to go have a look and actually found the big problem out there, and it is humongous. So there are millions of feral cats around that people are not even aware of at schools, businesses, shopping complexes, etc., because they hide. So we started to see how huge this problem was, and we couldn't just stand back and ignore it. So we started getting more information. We didn't know much about feral cats. We knew about cats, but not ferals. And we started gaining information and seeing where the cats were. And once you start noticing, you actually start seeing the huge problem that is out there. So what is your primary goal for feral cat welfare? To sterilize as much as possible. That is really the biggest and the most humane way to deal with feral colonies. They have their role to play in society. We call them working cats. They do keep vermin and that type of thing under control, snakes, rats, etc., especially at the sites where we work. And it is really the most humane thing is to make sure that they've got food, but that the colony doesn't keep growing. And it can explode very much like bunnies explode. They can explode very quickly. And interbreeding becomes a huge problem, which then causes disabilities, etc., in the cat colony. They are seen as an invasive species to some extent. Yes, they are. They are very seen as vermin by a lot of people. Cats are generally not the most popular of animals out there, and feral cats even more so, because they're generally coming to people begging for food. They're just trying to survive out there, but it is seen as a nuisance, and especially when a colony has grown exponentially. So you've gone from a colony of mommy and 4 kittens to 30, 40, 60, 100 cats. Then it becomes an issue because they are all over and they are scrounging and they are begging. So it does become a big problem. I want to ask you because I have an interesting story about, I think it was 2 weekends ago, I had to attend a wedding. And on my way there, I found this little kitten and I wanted to take him with. And on my way back home, I wanted to actually stop there and see if he's still there because I would have taken him home. But is that something that you should do or should not do? It really depends a lot on situations as well. When they're in dire, when they're in a dangerous area, highways, under forklifts, etc., yes, we do try and remove them. They also, we also, if you're going to remove a kitten, we often ask, where's the mom? Because we've got to get mom sterilized. That is the big thing, is to stop that cycle. Because you're removing mom, kittens can fall pregnant from 4 months old, and they can keep reproducing. So those kittens then interbreed, and so it grows. So yes, if it is, you are helping a kitten off the streets and you are giving it a home. But you've got to think the bigger picture of also the mom and the other siblings, because there's very seldom just one kitten. Very seldom. He was probably hungry enough or brave enough to come out. Yes, and that was my concern, the siblings as well. Yes, definitely. So that is a problem that a lot of people do. They want to remove the kittens, but they forget that mom's there. And mom needs the help just as much. Yes, and you speak about the help. What you focus on at Sandpaper Kitten is the idea of trap, neuter, return instead of rehoming and relocating. Yes. Now, the reason we don't rehome and relocate, a proper true feral you cannot get close to. I have colonies who I've been feeding for 4 or 5 years, and there are certain cats I still cannot get close to. They will hide. Those are the true ferals. Nobody wants a cat that's going to hide and hiss at them and spit at them and smack them every time they're trying to feed them or get close to them, which is what ferals are. They don't know human touch and contact. So, and then if you rehome, if you're going to relocate, where are you relocating to? And if you relocate, you've got to make sure they're all sterilized, vaccinated, etc., because we believe in vaccinating, not just for rabies, but for the cat diseases as well. So you have got to make sure that where you and also remember, if you're relocating,
who's going to care for that relocated? So you're passing the problem on, and you also don't know what diseases, etc. you are relocating to a new area and introducing to maybe a safe environment for other cats, and now it isn't. Because cats carry a feline AIDS and leukemia, and that is passed on. So you have to ensure where do you rehome to and who's going to then care for them. So a lot of people think that cats can go to a farm. There's a lot of people, well, can't you just but who looks after, who counts those cats, make sure they're fine, that they're eating, that the shy ones, scare ones are getting fed. So for us, that is their home. They know that environment. They were born there. They've grown up there. That is their home. So if we feel terrible and we think, oh, we want them in a home, and that is normal. We want them on soft beds, etc. But they don't know that. They've never experienced that. So the biggest thing for us, we always see cats that come in and we think they're going to love their beds and that, and they don't. They want the ground. They want grass. They want something to hide under. So that is why we can't relocate. And we look after over 600 feral cats in the Centurion area. Where do I relocate 600 cats to? Well, unfortunately, that's all the time that we have. Thank you. Maar ek voel nou baie meer ingelig en is 'n inspirerende onderhoud. Dis al waarvoor ons nou tyd het, maar net hierna gesels Pieter met die sangeres Cordelia om meer uit te vind oor haar opkomende Nashville Nights toe. So maak seker jy bly ingeskakel vir daardie gesprek saam met Pieter. Ek seker daarvan dit gaan ook prettig wees. Stukkie country daar, Elsa. Ja! When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say thanks, plants. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig, en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk, sukses met 'n hart. Ja. Marikie. Ja? Wat dink jy? Ek dink ons moet dit in die kombuis doen. Ek dink ons moet ons kombuis nou oordoen. Daarmee kan ons help. Universal Kitchens, ons kan meeste van jou fantasieë in die kombuis laat waar word. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans, so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
welkom terug. Nou in 2016 het ons vriend Pieter Koen en die sangeres Cordelia saamgewerk aan die enkelsnit Spel van Liefde. Wel, ons het vandag die duo herenig om te praat oor hulle nominasie, of liewer haar nominasie, vir 'n Texas Sounds International Country Music Award en haar opkomende Nashville Nights Tour. Pieter, jammer oor daai fout, jy is ongelukkig nie deel van daai nominasie nie. Ek het so uitgesien na hierdie enetjie. Kyk, ek was nou onlangs daar gewees en dit is nou baie lekker geweest om die pad saam met jou weer daarheen te vat vir hierdie amazing ding waarvoor jy genomineer is. Vertel vir net gou-gou, die Texas Sounds International Country Music Awards. Wat's dit en hoe dit gebeur? Ja, wel Pieter, hallo, dis lekker om jou weer te sien en dankie. Ja, lanklaas. Man, weet jy, dis 'n groot voorreg. Ek het dit nie gesien kom nie en 'n mens waardeer elke liewe nominasie man so aan. So ek het bietjie country begin doen so 2 jaar terug. En obviously al jou musiek is toe nou mos nou maar op Spotify internasionaal, kan almal dit nou maar meer sien. En hier kry ek toe nou ja, 'n e-pos en ons is toe nou genomineer. Ek is nou genomineer vir hierdie hele Country Texan Awards. En 'n mens dink is hoorie, is dit nou maar 'n scam of wat is hierdie situasie? En toe sit nou nee, dis regtig so. So ons het ek het 'n paar cover country songs gedoen en toe oorspronklike cover met my eie liedjies geskryf, country liedjies. En hulle het toe gegaan op van my oorspronklike country liedjies wat hulle baie geniet het en ek is toe nou ek dink hulle het gesê 50 mense wat genooi is reg oor die wêreld. En nou wat jy gaan doen is jy gaan nou meeding daarso om nou te kyk of jy nou maar ja, met die beste daar gaan wegstap of wat ook al gaan gebeur. Fantasties. Dis 'n groot voorreg. Jy weet, country is juist ook so groot, veral in Amerika en in Texas. Ja. Toe ek ook nou die laaste tyd daar was, het ek skielik omdat ek so baie van die country, jy weet oral as jy radiostasie aansit, is dit country musiek en country is mooi. Hoekom het jy hierdie liefde vir country musiek? Hoorie Pieter, ek het mos kyk my pa nog al die jongere. Dis eintlik wat ek mee groot geword het. Ek moet vir jou sê toe ek in die Afrikaanse musiekindustrie instap, baie jare met mal in jou kop en daai goed. Ek het dit gedoen omdat ek nou maar wou sing. Maar ek dink as ek van dag 1 af my keuse kon maak, was dit country. Maar my pa het my blootgestel, dis al wat ek geluister het as 'n klein dogtertjie en dit is nou vir my groot voorreg om regtig hierdie te doen want ek geniet dit ongelooflik baie en ek moet sê ek as kunstenaar het myself nou gevind en dis waar ek wil wees en ek voel dit is waar ek wil bly, verseker in country. Dis nou vir hier, maar wat hoop jy om vir die Amerikaners daar aan die oorkant te gaan wys? Nee, ek wil vir hulle wys, hoorie, hulle mis uit. Suid-Afrika is die plek, hoor, en ons mense, ek dink ons land het fenominale talent. Ek dink ons het ongelooflike kunstenaars. Ek moet kyk hoe ryk is ons musiekindustrie, ons veelsidigheid ook en ek dink nie ons as kunstenaars hoef en Suid-Afrikaners hoef terug te staan jy weet vir hulle musiek ook nie. Ek dink ons is regtig goed in dit wat ons doen, hoor. Cordelia, as jy nou country musiek skryf, het jy 'n ander aanslag, het jy 'n ander manier van dink of kom dit maar basies op dieselfde neer teenoor as wat jy 'n normale Afrikaanse liedjie sou skryf? Ek dink die produksieaanslag, Pieter, as jy luister met Afrikaans, waant ons gaan met Afrikaans, die vervaardigers gaan dit vir jou kan sê, dis baie dieselfde, hoor, maar jy dink definitief anders. Jy skryf meer 'n storie en dis wat ek waardeer van country musiek ook. Jy kan regtig 'n baie diep storie skryf, maar die produksie is baie opgewek. Ja. Maar waar ons in Afrikaans in diepte wil gaan, dan is dit bietjie meer, dan neig dit na die belade kant toe. Maar country dit is vir my baie makliker as Afrikaans. Ja. En dit hoef ook nie net altyd 'n hartseer storie te wees nie. Ek weet daar was al gespot wat mense wou sê die country liedjies is altyd so hartseer, die dinge, maar dit kan ook opgewek en lekker wees. Dit is baie baie lekker. Soos ek sê, jy kan die produksie aanslag, jy kan dit 'n lekker sound create rondom die song, maar die liedjie tog 'n diepe betekenis en dit is waarom jy kan wegkom met country musiek. En dit is vir my die lekkerste om te skryf in country. Daar het ons nou hoekom jy die country geniet. Nou bring jy ook vir ons Nashville Nights, vertel. So Nashville Nights, ek en Ferdi Stein het toe nou gesit en gesê, hoorie, ek wil nou iets anders bietjie doen vir my aanhangers en my vriende en mense wat na my show kom kyk en wat gaan ons doen? So jy kan nou 'n tipiese Nashville Night ervaring hê. So as jy nou dink aan Amerika, so ek vat al die oldies, ou country liedjies, ons het dit bietjie verwerk met my band. Lekker. Ja, en ons gee vir jou 'n lekker country ervaring van die verhoog af. Ek bring my oorspronklike country ook, maar dan het ek nou al hierdie ou nommertjies wat almal ken, die Jim Reeves, die Dolly Partons, nê. Dan vat ek dit en ek maak dit maar my eie en die mense het net 'n lekker ervaring, so asof jy so 'n bietjie in Nashville gaan kuier. En dit klink vir my dit gaan ook 'n geleentheid wees vir mense nie net om die musiek te kom geniet nie, maar ook 'n bietjie op te dress, jy weet, 'n bietjie country hoedjies uithaal, die stewels en die mense geniet dit, hoor die Pieter en ons Suid-Afrikaners, een ding van ons lyk so mooi in daai country
Boetjies, het jy gesien? Ons lyk mooier vir my. Ons het nou na die Campbells en Servant. Kyk, ek gaan sukkel om die mooi daar. Nee, ek maak net 'n grappie. Tony en Eric maak net 'n grappie. Nee, ek het glad eers van hulle. Nee. Maar ons regtig hoor ek dink ons land en ons meisies, ons vrouens, ons land het die mooiste vrouens ook, maar ek wil dit net sê. Daarmee gaan ek saamstem. En weet jy hoe mooi lyk ons met 'n country hoed? Baie mooier is daai mense. Jy was nou daar, jy sal weet. Maar ek dink dit werk vir ons. Dit is maar net daai ietsie. Ons klink lekkerder met die country, moet ek sê. En ja, inderdaad lyk ons ook lekker. So waar gaan mense jou kan sien met hierdie gaan jy toer? Gaan jy dit eers na teater toe vat? Hoe lyk jy setup? Ja, hoorie, ons het nou al Shagfar die werk baie hard agter die skerms. Ek's ongelooflik dankbaar vir hom. So ons het al daar 60 venues wat al lande opgesteek het. En ons is nou besig juis om die toer te beplan reg oor Suid-Afrika. So enige venue wat 'n bietjie van 'n country vertoning en 'n Nashville Nights wil hê, kan na my Facebook toe gaan en al die inligting is daar. Hulle gaan direk met Ferdi praat. So ons beoog om regtig, my droom is regtig om regdeur Suid-Afrika, my Nashville Nights enige plek, al is dit in 'n skoolsaal of teater, maar ek wil dit reg vir Suid-Afrika doen. Ons gaan bankvas agter jou staan en mense kan ook natuurlik al die details soos jy sê op die Facebook gaan kry. Dankie vir die inloer. Dankie. Hopelik kan ons weer bietjie bymekaar kom om daai spel van liefde. Ja. 'n country kleur te gee. Ek wil weer 'n country duet doen, jy weet. Ons gaan dit doen. Baie dankie vir die tyd en sterkte met die toer. Baie dankie. Jy sien Elsa, lekker. Dankie Pieter. Ons sien uit na daai country duet van julle. Maak net seker dat 'n mens kan line dance daarop, né? Dit is die belangrikste. Nou onthou, jy kan ook adverteer op Goeiemôre Good Morning. Al wat jy hoef te doen is om vir ons 'n boodskap na sales@creatorsway.co.za te stuur. Dis al vir vandag, maar ons sien julle môreoggend, dieselfde tyd, dieselfde plek met 'n koppie koffie in die hand. Geniet jou dag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.